Hey, 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 hey. As jy in so kerk is waar die mense so ronddruk en agteroorval, hardloop. Hardloop so ver weg as moontlik. Volgens die woord van God is ruk en agteroorval in die kerk 'n oordeel van God, omdat dit uitdrukking is van die afvalligheid en ongehoorsaamheid en wanorde wat teen God se heilige wil en die orde van die kerk staan. Volgens Calvin is die kerk geroep om 'n heilige gemeenskap te wees, georden soos God dit bepaal het, met geregtigheid en waarheid. Wanneer mense in die kerk ruk en agteroorval, beteken dit hulle verwerp God se voorskrifte en dit word gesien as 'n teken van God se toorn en oordeel oor die sonde en ongetrouheid in die kerk. Dit bring ontwrigting en dui op die afwesigheid van ware vroomheid en onderdanigheid aan God se gesag. Aan die ander kant, mense wat God aanbid, het nog altyd in die Bybel vooroor op hulle gesigte geval en onderdanig, eerbied en orde. Dit beeld die heilige onderskeiding van God se heerskappy uit, waar die aanbidders in ootmoed en gehoorsaamheid hulle plek inneem voor God se aangesig. Hierdie houding van die vooroorval simboliseer erkenning van God se regmatige gesag, die vernedering van die mens wat voor die heilige God en die behoefte aan die geregtige orde en aanbidding is soos wat God het versoek. Dit is 'n uitdrukking van ware aanbidding wat nie los van gehoorsaamheid en orde bestaan nie. Kortliks is ruk en agteroorval in die kerk 'n oordeel van God, omdat dit 'n sonde teen die geordenheid heilige gemeenskap is, terwyl die aanbidding deur vooroorval en orde 'n bewys van respek, onderdanigheid en die regte verhouding met God volgens die Calvinistiese leerstelling. Hierdie is die Bybelverse wat handel oor die oordeel van God in die kerk en oor die houding van die aanbidding deur die vooroorval en orde. Oordeel van God in die kerk, 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is gekom dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat die evangelie van God nie gehoorsaam nie? Hierdie vers beklemtoon dat God se oordeel eerste by die kerk begin, dus oordeel oor wanorde of afvalligheid in die kerk is 'n werklikheid. 1 Korintiërs 14 vers 33, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Dit wys dat God orde in die kerk verwag en wanorde oordeel. Bedanking en aanbidding in die orde van vooroorval. Nehemia 8 vers 6, toe het hulle neergeval en aanbid die Here met die gesig na die grond. Dit is 'n beeld van onderworpenheid en eerbied in aanbidding. Matteus 26 vers 39, hy het neergeval op sy gesig en gebid. Selfs Jesus het hierdie houding van vooroorval in bid gebruik as 'n teken van gehoorsaamheid en oorgawe aan God. Openbaringe 4 vers 10, die 24 ouderlinge val neer voor hom wat op die troon sit. Dit beeld aanbidding uit met 'n totale onderdanigheid. Hierdie verse ondersteun die Calvinistiese verstaan dat ruk en agteroorval in 'n kerk as 'n oordeel van God gesien kan word weens sonde en wanorde, terwyl die ware aanbidding georden met vooroorval, onderdanigheid, eerbied plaasvind. Baie dankie julle, subscribe aan my kanaal, share hierdie video, en like asseblief hierdie videoetjie. Baie dankie dat julle geluister het.